Goeiedag liewe luisteraars. Nou wat 'n voorreg is dit nie vanmôre weer eens vir my om u met die woord van die Here te kan bedien nie. Die woord van die Here bly altyd kosbaar en bly vir my so kosbaar om 'n woord by die Here te kry en te weet wanneer ek dit voorberei en wanneer ek dit gaan opneem, dit leef in my hart, want die Here het dit in my hart lewendig gemaak. En daarom, ek is opgewonde oor die woord van vanoggend om dit met u te deel, en daarom vertrou ek dat ook hierdie woord vir u baie spesiaal sal wees. Dit is 'n kosbare woord wat die Here vir ons wil leer. Hy wil vir ons kosbare dinge leer uit sy woord. En ek dink nou aan verlede Sondag se boodskap waar ek gepraat het oor hoe verloon ons Jesus. En na aanleiding van dit dink ek het die Here dan ook hierdie boodskap van vanmôre in my hart lewendig gemaak. Ek sluit so 'n bietjie aan by die boodskap van laas week en ek wil regtig vertrou dat u ook hieruit seën sal ontvang en kosbare dinge uit die woord van die Here sal ontdek. Ons lees vanmôre saam in 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. En Paulus is aan die woord en hy skryf vir die gemeente van Korinte kosbare dinge wat ek en jy ook mooi moet verstaan. Kom ons lees dit saam. 1 Korintiërs 5 vanaf vers 1 tot 13 en daar skryf Paulus, hy sê: 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle. Dis nou vir die Korinte gemeente wat hy dit skryf. En hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het en tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig alreeds besluit, asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Baie belangrik wat hy hier sê, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie met die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Nou vriende, ons moet erken net by die lees van hierdie woord, het die Here regtig met ons gepraat en dis kosbaar. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons die woord so lees, dan hoor ons hoe U met ons praat en ons hoor die hartklop. Ons hoor dinge wat God vir ons wil sê deur sy Gees. Ons luister ook hoe Paulus sy eie hart in hierdie gedeelte aan ons openbaar, wanneer hy skryf en sê, as dit my aangaan, dan sal ek so of so opgetree het. Maar nogtans nie my wil hê, laat die wil van die Here geskied. Ons sien een ding, en dit is dat Paulus baie ontsteld was oor een persoon in die gemeente wat onseerlik geleef het, wat eintlik hoereerder was. En dit het hom baie ontstel, omdat dit 'n gemeente is wat onder sy bediening tot stand gekom het, en meeste van hulle het onder sy bediening tot bekering gekom. En Paulus wil nie sulke goed gehoor het nie.
En verder weet ons, hy was 'n ware godsman gewees. Here, kom leer vir ons vanmôre uit die woord, ook hoe om u ware kinders te wees en ons nie vir u te skaam nie en uit te staan en standpunt in te neem in hierdie wêreld wat ons leef, want dit is so belangrik. Kom wees in ons midde deur u Gees en praat met ons in Jesus se naam. Amen. Ek wil net weer aan die voorhou uit ons geleesde gedeelte, 1 Korintiërs 5 vers 11, en daar staan geskryf, en dis die woorde van Paulus, hy skryf, maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oreerder is, dis die eerste ding wat hy noem, 'n oreerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand sê hy, moet julle selfs nie saam eet nie. 'n Baie interessante stelling, maar eintlik 'n baie harde stelling wat hy maak, ons moet nie eers met so iemand saam eet nie, sê hy. Ek praat vanmôre met u oor die tema, al staan iemand as 'n broeder bekend. Wanneer iemand as 'n broeder bekend staan, dan gee hy te kenne dat hy 'n belydende Christen is. Hy gee te kenne dat hy 'n volgeling van Jesus is. Hy gee te kenne dat hy 'n ware kind van die Here is. Daarom staan hy as 'n broeder bekend. Wanneer jy iemand aanspreek as 'n broeder, dan wil jy glo dis 'n broer in Christus. Of wanneer jy iemand aanspreek as 'n suster, wil jy aanvaar dat dit 'n suster in Christus is. Nou vriende, met laas Sondag se boodskap het ek gepraat oor die verloning van Christus Jesus, en ek het spesifiek gepraat oor hoe mense Christus kan verloon deur hulle lewe. Maar agterna die Heilige Gees aan my geopenbaar dat daar nog maniere is hoe belydende Christene Jesus deur woord en daad kan verloon. Nou in ons geleesde gedeelte kry ons 'n baie duidelike blik op verskillende maniere waarin die Here Jesus deur beide die partye verloon word, na wie Paulus hier verwys in ons geleesde gedeelte. Kom ons kyk, wie is hierdie twee partye na wie Paulus verwys het in 1 Korintiërs 5 as mense wat eintlik die Here verloon het. Eerstens verwys hy na 'n persoon wat homself 'n broeder noem, of as 'n broeder bekend staan, met ander woorde eintlik homself 'n Christen noem, maar 'n lewe lei wat tot oneer van Christus se naam gestrek het. Tweedens verwys hy na elkeen wat ook deel van daardie gemeente van Korinthe uitgemaak het. Ons kan sê elkeen wat deel van daardie Christelike gemeenskap uitgemaak het, en wat alles geweet het van daardie persoon se lewe, want dit was nie 'n geheim nie, maar hulle het dit eenvoudig geïgnoreer deur eenvoudig stil te bly en deur stil te bly hulle goedkeuring aan daardie persoon se sonde te skenk. Hulle verloon dus die Here Jesus deur om verskeie redes net stil te bly, in plaas van om hierdie broeder in Christus te vermaan oor sy sondige en sy sedelose lewe, soos wat ons dan nou gelees het hier in 1 Korintiërs 5. Maar ek wil weer eens sê, ons bly stil, heel eerstens natuurlik omdat ons te skaam is om met iemand te praat oor sy sondige of sy verkeerde lewe. Ons is baie keer te skaam om reguit met iemand te praat en sê, nee, jou lewe is nie reg, jy moet jou lewe reg kry. Of ons is te bang vir die reaksie wat dit gaan ontlok, wanneer ons met daardie persoon oor sy lewe gaan praat. Of ons bly liewers te stil, omdat ons daardie persoon sy gevoelens wil respekteer, en sy gevoelens wil spaar. En weet jy wat? Ons ag hom dan nou eintlik half belangriker as wat ons die Here ag, en so verloon ons Christus. Maar kom ons kyk net eers na die agtergrond van die Korinthe gemeente, want wanneer ons na die agtergrond van hierdie gemeente kyk, dan sal ons natuurlik beter verstaan waarom Paulus hierdie brief aan hulle geskryf het. Nou vriende, die gemeente van Korinthe is ongeveer 51 tot 52 na Christus deur Paulus op sy tweede sendingreis gestig. Ons kan sê dat hierdie gemeente wat daar tot stand gekom het, daardie gemeentelede het onder Paulus se bediening tot bekering gekom, en het Christus as hulle verlosser en saligmaker aangeneem, en hulle het volgelinge van Jesus geword.
Korinthe was 'n baie bekende hawestad in Griekeland gewees. Dit was die handelsroete tussen die ooste en die weste en baie skepe het daar aan land gekom. Gevolglik was dit 'n ryk stad met 'n ryk geskakeerde bevolking. Daar was verskillende bevolkings wat onder meer bestaan het uit Grieke, Jode en Romeine. Dit was 'n stad van stille kontras tussen hoogmoedige geleerdes aan die een kant, daar was baie geleerdes, hulle was baie hoogmoedig, en veragtelike ongeleerdes aan die ander kant. Ek sien nie 'n middelklas nie, ek sien net 'n ryk klas, ek sien net 'n hoë klas en 'n arm klas. So daar was rykes en daar was brandarm slawe gewees. Maar die stad was ook bekend vir sy sedeloosheid, wat grootliks bevorder is deur hulle toewyding aan die afgod Afrodite. Hulle het baie tyd en energie aan hierdie afgod gespandeer. Daar word beweer dat daar by hierdie afgodstempel soveel as 1000 tempelprostituie op 'n stadium was. Sien jy, as gevolg van daardie afgod wat hulle vereer het, was daar natuurlik baie losbandigheid. Want alle afgodedienste gaan gewoonlik gepaard met losbandigheid. Dit wil sê, dit was 'n stad van losbandige sedes gewees. Maar nadat Paulus Korinthe verlaat het, hy die gemeente gestig, hy het hulle die basiese dinge geleer en die gemeente verlaat, en daarna het hy skriftelike kontak met hierdie gemeente behou. Ons sien dat hy geskryf het daar in die begin van Korinthe, skryf hy dat hulle nog op 'n melkstadium was, geestelik gesproke, en nog nie gereed was vir vaste spys nie, want hulle het nog nie so gegroei in hulle geestelike lewe dat hulle vaste spys kon eet nie. Die invloed van die heidense agtergrond kon steeds in die gemeente van Korinthe bespeur word, veral natuurlik vanuit die feit dat hierdie klein groepie gemeentelede steeds heidense families gehad het, en ons kan maar net sê wat ons wil, hulle het met hulle kontak gehad, so die invloed van die heidense families was steeds daar op hulle gewees. Hulle was maar 'n klein groepie Christene, te midde van 'n magtige stadskultuur, gekenmerk deur wêreldwysheid en aan die ander kant sedeloosheid. In die lig gesien, vriende, was dit verstaanbaar dat Paulus hulle moes onderrig in die geestelike waardes en in heiligmaking, want heiligmaking was belangrik vir so 'n jong gemeente, en daarom verwys Paulus na hulle ou lewens en hulle ou waardes, wat met 'n nuwe lewe en nuwe geestelike waardes vervang moet word, omdat Christus, en hy skryf dit vir hulle baie duidelik, aan die kruis vir ons gesterf het, om ons los te koop met sy kosbare bloed, en ons te verlos van alle sondes, Hoor hoe stel Paulus dit in 1 Korintiërs 5 vers 6 en 7, hy sê, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Suiwer dan julle ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Nou, hulle het in daardie tyd natuurlik ongesuurde brood geëet, en daarom kon hulle hierdie begrip baie mooi verstaan, dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak, en so 'n bietjie sonde jou hele lewe kan ruïneer. Maar vanmôre fokus ons op Paulus se stelling in 1 Korintiërs 5 vers 11, waar daar geskryf staan, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, oreerder is, of 'n gierig aard, met ander woorde baie lief vir geld, of 'n afgodedienaar, want afgodediens was baie, of 'n kwaadspreker, want dit is net so gevaarlik, of 'n dronkaard, of 'n rower, en dan sê hy, met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Nie eens saam eet nie. En vriende, kom ons kyk waar het dit alles eintlik begin. Daar was iemand in daardie gemeente van Korinthe wat hom skuldig gemaak het aan 'n onsedelike lewe. Hy het hom skuldig gemaak aan onreinheid, kan ons sê, want dit is niks anders nie. Onthou, Paulus skryf aan die belydende Christen van die gemeente van Korinthe. Hierdie brief was nie vir ander bedoel nie, was vir die Christene van die gemeente van Korinthe. Hoor weer wat skryf Paulus vir hulle in 1 Korintiërs 5 vers 1. Hy sê, 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard
as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het. Selfs onder die heidene is dit nie bekend nie, sê Paulus, dat iemand die vrou van sy vader het. Die woord sê dit was van so 'n aard dat dit selfs nie onder die heidene voorgekom het nie. Dit was nie 'n heidense gebruik gewees nie, naamlik om die vrou van hulle vader vir hulle as 'n vrou te neem nie. Dit verwys natuurlik na twee dinge, of dit was sy stiefma gewees, of dit was 'n byvrou van sy pa met wie hy 'n verhouding aangeknoop het, soos wat almal maar vermoed, na die dood van sy pa. Ongelukkig is dit onduidelik of hulle net in sonde saam geleef het, en of hulle getrou het, en of hulle getroud was dan nou. Ons moet natuurlik onthou, dit het deels te doen gehad met hulle heidense agtergrond waaruit hulle gekom het, want hulle het nie onder die wet groot geword nie, bedoelende die wet van Israel nie, want so 'n verhouding is in stryd met God se wet, volgens Levitikus 18 vers 8, jy kan dit self gaan lees, waar die waarskuwing uitgaan, dat jy nie die reinheid of die vrou mag ontbloot van jou vader nie. Maar vriende, tog sien ons baie duidelik dat dit nie onder die heidene voorgekom het nie, want dit was vir hulle net eenvoudig nie deel van hulle kultuur eintlik nie. Dit was vir hulle iets wat vir hulle taboe was. Hulle het geweet, dit mag nie plaasvind nie. Maar let mooi op wat Paulus noem dit hoerery en beskou dit as 'n ernstige sonde wat aangespreek moet word en wat nie onder kinders van die Here geduld mag word nie. Mag nie onder kinders van die Here geduld word nie. 1 Korintiërs 5 vers 1, hy sê, mense hoor waarlik van hoerery onder julle en hoerery van so aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. So, dit word nie onder 'n Christen in sy lewe geduld nie. Mag nie geduld word nie. Ek vra myself die vraag af, as hierdie man se oortreding so ernstig was, so ernstige oortreding van God se wet was, as hy die vrou van sy vader geneem het tot 'n vrou vir homself, waarom geld dieselfde reëls in die kerk van vandag, dan nie ook vir die mense van dieselfde geslag, wat God se wet volgens Levitikus 18 vers 22 oortree, as hulle in 'n onnatuurlike verhouding met mekaar saam leef nie. Ons weet dit is sonde, dit word geïgnoreer in die kerk, maar Paulus kom en hy skryf aan ons, dat dit 'n ernstige oortreding is, as 'n man die vrou van sy vader vir hom as 'n vrou neem. Maar mense lewe in soveel sondes binne in die kerk, en dit word goed gepraat en aanvaar. Maar vriende, Paulus kom hier en hy sê, en hy praat met die gemeente van Korinthe, en hy sê, tog is daar hoogmoed onder die Christene, in plaas van dat hulle treur oor die gebeure in hulle midde. Hy praat nou met die gemeente. Daar was ryk mense in daardie gemeente, lei ons af. En daarom was hulle hoogmoedig. Hulle het hulle nie gesteer aan die sondes van die gemeentelede nie, maar Paulus was hoogs ontstel daaroor. Ek lees weer vir 1 Korintiërs 5 vers 2, hy sê, en tog is julle opgeblaase, in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Hy sê, plaas julle het eerder getreur oor hierdie man se lewe, oor die sonde wat hy in die gemeente inbring. Nou vriende, ons lees baie duidelik in die woord van die Here, wanneer ons die nagmaalsformulier lees in 1 Korintiërs 11, dat die Here sê, wanneer ons sondes in ons lewe het, dan eet en drink ons nie net 'n oordeel oor onsself nie, maar ook oor die gemeente van Christus. Nou wat Paulus eintlik hier sê, is dat hulle in 'n onbekommerde hoogmoed gelewe het, terwyl daar weens die omstandighede van hierdie saak, van hierdie man met die vrou van sy vader, droefheid en gebrokenheid by die gemeente behoort te wees, oor hierdie broer, wat in sonde in hulle midde met daardie vrou saam geleef het. Nou dit het my gedagtes vreeslik aangegryp, want ek het by myself gewonder, of het werklik 'n gebruik
by ons as ware wedergebore Christen is, of dit werklik by ons 'n realiteit is as kinders van die Here, dat daar by ons droefheid en gebrokenheid van hart is oor elke broeder of suster in Christus wat in sonde verval het en in die geloof veragter het. Is dit so? Of kan ons sê nee, dit is nie werklik in ons lewe sodat daar droefheid en gebrokenheid van hart is oor ons broers en susters wat in die sonde verval het en die geloof veragter het nie. Ontferm ons werklik oor 'n geestelike broer of suster se geestelike lewe wat dalk gehoreer het, wat dalk egbreuk gepleeg het, wat dalk buite die eg in 'n verhouding met iemand anders saamlewe. Dis dinge wat glad nie pas by die lewe van 'n ware en 'n toegewyde of belydelike Christen nie. Maar vriende, dis so algemeen in die tyd wat ons leef, ons bekommer ons nie eers meer daaroor dat mense sommer net horeer, egbreuk pleeg of in buite-egtelike verhoudings saamlewe nie. Dis algemeen in die tyd waarin ons leef en daarom is ons nie eers meer bekommer daaroor nie. Ons doen niks daarin. Maar ons hoor hoe mense skinder, kinders van die Here skinder oor ander se lewe wat so sleg uitgedraai het. Terwyl die woord ons leer wat ons veronderstel is om te doen, en dis wat Jesus vir ons geleer het in Matteus 18, vanaf vers 15 tot 17, kom ek lees dit vir u. Dis die pad van tug, dis die proses van tug wat die Here Jesus ons leer. Hy sê, as 'n broer teen jou gesondig het, of as hy teen Christus gesondig het, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Gaan praat eers met daardie broer, gaan praat eers met daardie suster oor sy of haar sonde. En as hy na jou nie luister nie, of as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam. Sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. Dit wat julle daar met hierdie persoon gepraat het, moenie agterna verdraai kan word nie. Want julle moet hierdie persoon gaan aanspreek oor sy of haar sonde. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, hoor nou wat sê die woord. Laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Werp hom uit die gemeente, want dan hoort hy of sy nie in die gemeente nie. Dis die woord wat die Here Jesus ons geleer het vir die stappe van tug wat daar gevolg moet word. Maar vriende, dit word nie meer in die gemeentes toegepas nie. Hoor u dit? Sien u dit dat gemeentes nog tug toepas? Is dit nie miskien die rede waarom dit so sleg gaan met die kerke en sleg gaan met gemeentes nie? Mense lewe in hulle sondes. Hulle gaan kerk toe in hulle sondige toestand, saam met hulle maat wat hulle in ontug mee saam bly, of nadat hulle baie ander sondes gedoen het, en dit bring 'n vloek oor daardie gemeente, omdat dit nie aangespreek word nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Wat was Paulus se reaksie hierop? Ons sien Paulus het baie sterk hierop gereageer, want Paulus was 'n heilige man van God gewees, wat nie sonde geduld het nie, en ook nie sou waag om sonde te verskoon nie. En dit laat wonder my, is ons as kinders van die Here, is ons as geroepenes van die Here, se standaard werklik soos die van Paulus, ne? Of is ons al so beïnvloed deur die lewe van vandag, waar daar geen standaard meer is nie, dat ons ook nie meer 'n standaard handhaaf nie. Dit gee vir ons rede om hand aan eie boesem te slaan en ons eie lewe en ons eie harte te ondersoek. Maar Paulus se reaksie natuurlik was om heel eerstens om daardie persoon te verwyder uit die gemeente uit. Ja, dis waar Paulus begin het. Hy het gesê, ek lees weer vir u vanmôre, hy het in vers 2 gesê, en tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Paulus sê, julle moes al op daardie punt gekom het waar julle lankal met hierdie persoon gepraat het oor sy sonde, om getuig het op die regte manier, en as hy nie geluister het, moes hy uit die gemeente verwyder word, want sy invloed is 'n slegte invloed vir die gemeente. Paulus is dus baie duidelik hieroor,
dat die gemeente van daardie suurdeeg gereinig moet word, wat die hele deeg kan suur maak, of die hele gemeente natuurlik kan besoedel of kan verontreinig. Dis 'n slegte invloed binne in die gemeente as iemand met sy sondes binne in die gemeente voortleef. Dis is daardie uitdrukking wat ons baie keer gebruik van een vrot appel in 'n kas maak al die appels vrot. En dis presies dieselfde gedagte. En daarom moet so 'n persoon liewers uit die gemeente verwyder word. Dis die stelling wat Paulus hier maak. Dit sal beter wees om daardie persoon met daardie ontuchtige vrou uit die gemeente te verwyder. Ons praat net nou 'n bietjie meer daaroor. Maar eintlik sou Paulus verkies om so 'n persoon aan die Satan oor te lewer tot verderwing van die vlees. 'n baie, ek wil amper sê, 'n baie wrede stelling wat Paulus hier maak. Maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. Vers 3 tot 5, 1 Korintiërs 5 vers 3 tot 5 sê, want wat my betref, is nou Paulus se woorde, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het in my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees. Hoor wat sê hy? Ek sal hom eerder aan die Satan oorgelewer het. Sy ernstig voel Paulus daaroor. Klink baie drasties, klink baie ongevoelig, maar Paulus sal dit alleen natuurlik in die naam van Jesus gedoen het. En daarmee erken Paulus, dit sou alleen gebeur het met die toelatende wil van Christus en van God. Want niks kan plaasvind sonder die toelatende wil van God nie. Paulus bedoel dus dat die Satan eerder hierdie man moes tref met 'n siekte, sodat hy liewer sou sterf, as wat hy sou voortleef in sy onrein sonde, in sy sedeloosheid. So ernstig het Paulus hierdie saak opgeneem. Nogtans nie my wil nie, Here, maar laat U wil geskied. En dan maak Paulus 'n volgende baie interessante stelling wat hierop volg, waar hy gesê het, ek sou hom aan die Satan oorgelewer tot verderwing van die vlees, maar hy sê ten minste sal die gees van so 'n man gered word. Baie interessante stelling wat Paulus maak. Ek lees vir julle weer 1 Korintiërs 5 vers 5. Hy sê om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderwing van die vlees, eerstens, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Nou kom ek verduidelik vir u wat Paulus daarmee bedoel. Hy sê, hierdie persoon is wel 'n broeder in Christus, maar een wat ongelukkig in die sonde van onreinheid verval het. Hy is 'n broeder in Christus. Hy is werklik 'n volgeling van Jesus, of was tot op 'n stadium 'n toegewyde volgeling van Jesus, maar hy het ongelukkig in die sonde van onreinheid verval. En daarom sal sy gees en sy siel bewaar bly. Al sou ek hom aan die Satan oorgegee het tot verderwing van die vlees, sy siel en sy gees sou bewaar bly. Vers 5b sê, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Daarom sal hy eendag, wanneer al die regverdiges voor die regterstoel oordeel van Christus gaan verskyn, vir homself aan God moet rekenskap gee. In ander woorde, hy bly God se kind, al het hy in hierdie sonde verval. En dit klink vir ons baie vreemd, maar dis wat Paulus ons hier leer. Maar hy sê hy sal vir homself moet rekenskap gee. En daarom wil ek vir u graag lees Romeine 14 vers 10 tot 14. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Nou praat die woord van die Here, weer eens Paulus, met jou en my as kinders van die Here. Hy sê, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Dit gaan oor die regterstoel oordeel, waar net die regverdiges voor Christus sal verskyn. En ons sal elkeen vir onsself rekenskap gee. Ook daardie man
en so elke ander een. Ek sluit af met 'n laaste opdrag van God se woord, naamlik wat elke ware kind van die Here se houding teenoor iemand moet wees wat in sonde volhard. Hoor mooi wat ek sê. Dis 'n opdrag wat ons vind in die woord van die Here, wat elke ware kind van die Here se houding teenoor iemand moet wees wat in sonde volhard. Hoor mooi, ons moet ophou, my liewe vriende, om alles as 'n veroordeling van ander te sien, maar eerder as 'n goddelike opdrag te beskou ter wille van God se saak en ter wille van die eer van die Here wat altyd op die spel is. Ons word so baie beskuldig daarvan dat ons ander veroordeel. Ons veroordeel mense. En dis hoekom mense se eer meer beskerm word as die eer van God. En ons moet ophou om gedurig skuldig te voel as ons mense se sondes wil aanspreek en moet aanspreek volgens die woord van die Here. Want vriende, ons moet eerder die goddelike opdrag beskou as 'n saak van God se eer, want God se eer is altyd op die spel. Wat is die opdrag, vriende? Om onsself af te skei van sondaars en afgeskeid van sondaars te lewe, ongeag of dit 'n wêreldling is en of dit iemand is wat as 'n broeder of 'n suster bekend staan. Ons moet ons afskei van sondaars, of dit nou 'n wêreldling is en of nou iemand is wat bekend staan as 'n broeder of suster. Skei jou af van mense wat in sonde lewe en in hulle sonde volhard. Ek lees vir die 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13 weer eens om net die gedagtes 'n bietjie te verfris. Daar skryf Paulus, hy sê: ek het julle in my brief geskrywe om nie met oorreders om te gaan nie. En nou praat hy van in die algemeen. Nie met oorreders om te gaan nie. Dit wil sê nie oorreders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Paulus sê ons dis onmoontlik. Ek wil vir u verduidelik. Hy sê ek het dit vir julle geskryf om nie met sondaars van die wêreld om te gaan nie. Nie met die oorreders en die afgodedienaars en al hierdie sondaars om te gaan in die algemeen nie. Hy sê maar dis eintlik onmoontlik, want dan moet jy jou heeltemal uit die wêreld onttrek. Dis onmoontlik om jou van almal af te skei. Nou kom hy in vers 11, hy sê, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, oorreder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet jy selfs nie saam eet nie. En nou kom hy en hy trek die kringetjie nouer. Eers het hy gesê, ek het oorspronklik vir julle geskrywe, dat julle moet onttrek van die wêreldlinge, mense wat in sonde lewe, en mense wat julle lewe kan beïnvloed, en mense wat 'n slegte konnotasie aan julle lewe kan gee, omdat mense hulle met julle gaan assosieer. Hy sê nee, vergeet nou die wêreld. Ek praat nou van daardie persoon wat as 'n broeder bekend staan, of as 'n suster bekend staan, maar al hierdie sondes ook doen. So verval het in sy geestelike lewe dat hy oorreder geword het, of 'n dronkaard geword het, of 'n gierigaard geword het, of 'n kwaadspreker geword het. Hy sê, met so iemand moet jy selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Waarom sou ek die wêreld oordeel, vra Paulus? Oordeel julle nie die wat binne is nie. Oordeel julle nie die kinders van die Here nie, vra hy. Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. So wat is die opdrag? Moenie met hulle saam eet nie. Moenie met hulle deelgenootskap hê nie. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Vriende, onthou, God is 'n God van genade. Ons moet dit nooit vergeet nie. Ons moet besef die genadedeur van die hemel staan altyd waawyd oop vir elke verlore sondaar van hierdie wêreld. Elke verlore sondaar. Die
hemelse genadedeur staan nou nog oop, en die hemelse genadedeur sal vir elkeen oopstaan, totdat die Here hulle lewensdraad neem. En ons lees in Johannes 3 vers 16, dat Jesus vir almal gesterf het, vir elke sondaar gesterf het, vir die grootste en vuilste sondaar gesterf het. Johannes 3 vers 16, daardie bekende vers sê, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die grootste en vuilste sondaar gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, in Jesus glo as die saligmaker, in Jesus glo as die redder, in Jesus glo as die weg na ons saligheid, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar ons moet alles in ons vermoë doen, my liewe vriende, om verlore sondaars te wen vir Jesus. Want die woord leer ons, Jesus sê, ek het na hierdie wêreld gekom om sondaars te red. Maar ons mag nie met hulle sosialiseer nie, ons mag nie met hulle saam drink nie, ons mag nie saam met hulle vuil grappe vertel en daaroor lag of al hierdie verkeerde dinge doen nie. Ons mag nie met hulle so sosialiseer dat ons net soos die wêreld klink, of net soos die wêreld lyk, of net soos die wêreld ryk nie. Ons mag nie met hulle sosialiseer nie. Here sê, kom onder hulle uit, sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie, eet nie saam met hulle nie, leef nie saam met hulle nie. Dieselfde geld vir diegene wat die waarheid ken en boonop hulle self as 'n broeder in Christus verklaar, of hulle self as 'n broeder noem, en as 'n Christen verklaar, maar oorreders is, gierigaards is, afgodedienaars is, kwaadsprekers is, dronkaards is, rowers is, sê Paulus. Hulle is sogenaamde kinders van die Here, dalk werklik kinders van die Here, maar hulle het so teruggeval, dat hulle al hierdie dinge doen. Maar die woord leer ons om hulle te bestraf, en hulle te vermaan oor hulle lewe, soos Jesus ons geleer het in Matteus 18 vers 15 tot 17. As daardie broeder of daardie suster agterkom, ons het ons van hulle afgeskei, ons het ons van hulle onttrek, dan sal dit hulle moontlik tot inkeer dwing, want hulle sal besef, ons het ons broeders en susters in Christus verloor, hulle wil hulle nie meer met ons assosieer nie, en daarom vriende, kan dit moontlik tot hulle inkeer aanleiding gee. 1 Korintiërs 5 vers 11 tot 13, ek wil 1 Korintiërs 5 vers 11b vir u lees, met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Nou gaan Paulus aan, hy sê, want waarom sou ek die wat buite is oordeel? Waarom sal ek die wêreld daar buite oordeel? God oordeel hulle, Christus oordeel hulle. Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel God. En dan sê, verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Vriende, sou hulle berou kry, enige een van hulle, die wat daar in die wêreld is, die wat hulle rug op Christus gedraai het, en hulle kom tot inkeer, en hulle pleit by die Here vir vergifnis van hulle sondes, en vergewing van hulle sondes, dan sal die Here hulle vergewe, en hy sal hulle vryspreek. 1 Johannes 2 vers 1 en 2 sluit beide in, die wêreld daar buite, sowel as die kind van die Here, wat terugkeer na die Here toe, en sê, Here, ek het in sonde geval, vergewe my. Kom, ek lees dit vir julle, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Nie net vir my en jou as kind van die Here, wanneer ons vir die Here vergifnis vir ons sondes vra nie, maar ook wanneer die wêreld kom, tot inkeer kom, tot bekering kom, Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker erken en vergifnis vra, dan word ook hulle sondes vrygespreek, want Jesus is ons voorspraak en God is 'n God van genade. Mag die Here in ons genade gee om altyd op onsself te let, en altyd te let op ons heilige en toegewyde lewe aan Christus en aan God. Daarom wil ek vir u 'n laaste vers lees om mee af te sluit, en 'n vers wat u moet oordink, en dit is 1 Korintiërs 10 vers 12, wat sê, daarom wie meen dat hy staan,
moet oppas dat hy nie val nie. Vriende, ek het nie uit hoogmoed gespreek vanmôre nie. Ek het die woord van die Here met u gedeel. Nie een van ons moet dink ons kan nie val nie. En dis wat hierdie vers vir ons sê. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En daarom is dit so belangrik om ons eie lewe elke dag voor die Here deeglik te ondersoek en met onsself eerlik te wees. En wanneer daar sondes in ons lewe is, te breek daarmee. En wanneer daar sondes is, te bely voor die Here en vergifnis te vra. God is getrou en regverdig om ons daardie sondes te vergewe. Mag die Here in ons genade gee, maar as kind van die Here, as toegewyde kind van die Here, as iemand wat waarlik die Here liefhet, as iemand wat waarlik die pad van die Here wil loop, moet jy afskei van daardie sondes wat die lewe kan beïnvloed, of wat 'n klad op die naam kan plaas. Mag die Here genade gee, mag ons oë op Jesus hou, tyd is min, die koms van Jesus is voor die deur. Amen. Here, dankie vir u woord en dankie vir die eenvoud van die woord en dankie vir u wat tot ons harte spreek deur u woord. Wat hy elkeen self van dit wat in hulle lewe verkeerd is, in Jesus se naam. Amen. My wonderlike vriende, baie seën vir die dag en die week wat voor lê. Bedink die woord. Totsiens.